In die nuus vandag. Die Vryheidsfront Plus het 'n strafklag teen die Tsantsabane plaaslike munisipaliteit in Postmasburg ingedien weens groot nalatigheid en die skending van omgewingswette. Volgens 'n beëdigde verklaring wat by die polisie ingedien is, het die munisipaliteit vir jare lank toegelaat dat rou riool in woongebiede en nabygeleë spruite invloei wat ernstige gesondheids- en omgewingsgevare vir inwoners inhou. Die party sê die toestand in sekere dele van Postmasburg is ondraaglik, met gesinne wat gedwing word om tussen slegte reuke en voortdurende rioollekkasies te leef. Hulle beweer die Departement van Water en Sanitasie het reeds in 2019 en weer in 2022 opdrag gegee dat die munisipaliteit optree, maar die bevele is geïgnoreer. Die Vryheidsfront Plus eis nou dringende ingryping deur nasionale owerhede en sê inwoners se grondwetlike reg op 'n skoon en veilige omgewing word blaatant geskend. Die party sê hulle sal voortgaan om die saak deur regs- en parlementêre kanale te dryf totdat daar aanspreeklikheid is. Goeiedag, T.W. hierso. Ek is weer in Postmasburg hier op die 16 Oktober 2025. Ek het pas 'n kriminele klagte in terme van NEMA, die National Environmental Management Act, gaan lê teen die munisipale bestuurder en die munisipaliteit as gevolg van aanhoudende rou riool wat in waterbronne en in die omgewing stort. Ek is nou hierso by 'n plek wat ons die vorige keer watermonsters geneem het en waarvan die watermonsters glad nie baie gunstig is nie. Ek gaan net die kamera 'n bietjie swaai sodat ek vir julle kan wys wat hier aan die gang is. En net agter my is daar woonhuise. Die mense hierso lewe tans in ondraaglike omstandighede. Vroeër die jaar het 'n drukgroep van Postmasburg ook kriminele klagtes ingedien teen die munisipale bestuurder. Hierdie toedrag van sake blyk nou oral in Suid-Afrika plaas te vind waar burgers opstaan vir hul grondwetlike regte teen munisipale verval en wanbestuur. Steeds in Postmasburg. Alison Neels word beskou as een van Suid-Afrika se mees dinamiese sakevroue in die logistieke bedryf. Met 'n loopbaan wat oor meer as 'n dekade strek, het sy haarself gevestig as 'n visionêre leier wat nie net resultate dryf nie, maar ook mense inspireer. Haar sukses lê in haar vermoë om strategiese denke, innovasie en mensgerigte bestuur te kombineer, eienskappe wat haar onderneming tot nuwe hoogtes gevoer het. Neels glo dat ware leierskap spruit uit integriteit, toewyding en die moed om uitdagings in geleenthede te verander. Sy bly 'n rolmodel vir jong vroue wat hul plek in die sakewêreld wil vind en bewys daagliks dat vasberadenheid en geloof die sleutel tot volhoubare sukses is. The Democratic Alliance has slammed the continued delay in releasing South Africa's first quarter crime statistics, calling it unacceptable and deeply concerning. According to DA spokesperson on police, Lisa Schikkeling, the figures are now 7 weeks overdue, with no new release date from the South African Police Service or Acting Minister of Police. She says the delay prevents police stations across the country from planning operations and allocating resources effectively, especially with the Safer Festive Season campaign about to begin. The DA warns that this ongoing lack of transparency and accountability leaves communities vulnerable and erodes public trust in law enforcement. The party will now formally write to the acting minister demanding a clear and final release date for the statistics. This news bulletin was made possible by our advertiser supporting independent community journalism. Orison Media, Northern Cape.